Dit kan 'n ontstellende ervaring wees om die koerant te lees elke dag. Hierdie koerant byvoorbeeld sê, in die graf is die boer gestenig, 'n verskriklike verhaal van 'n boer wat op 'n wrede wyse om die lewe gebring is. Ag, dis maar een van baie berigte. As jy so deur die koerant blaai, dan kan jy maar sê dis slegte nuus op slegte nuus op slegte nuus op slegte nuus. Jy soek verniet in 'n koerant vir goeie nuus, want goeie nuus verkoop mos nie. Sensasie is mos nie in goeie nuus ingebou nie, dis mos in slegte nuus ingebou. En hoe groter die opskrif, hoe meer sensasie en hoe meer trek hy die aandag. Maar dis nou maar eenmal die aard van die media en hulle berig oor die dinge wat in hierdie wêreld gebeur. Slegte nuus. Maar weet jy, daar's ander nuus wat baie beter is. En dit beteken nie dat mens nie hierdie nuus moet lees nie, want hierdie nuus help 'n mens om relevant te bid en relevant te getuig in die tyd waarin 'n mens lewe. Maar daar is ander nuus, naamlik goeie nuus. Die goeie nuus van God se verlossing, die goeie nuus van God se plan met ons lewens, die goeie nuus van God se beheer, die goeie nuus van God se liefde, die goeie nuus van God se genesingskrag, die goeie nuus van God se vergifnis, die goeie nuus van God se sorg, die goeie nuus van God se omgee. Jy moet tog moeite doen daarmee om so saam met die slegte nuus elke dag, ja, is belangrik, jy moet die koerant lees, maar 'n stewige dosis goeie nuus in jou lewe, in jou hart, in jou stelsel te kry, want anders kan hierdie nuus jou heeltemal oorweldig. Anders kan jy moed opgee en hande in die lug gooi en sê ek hands op, in so 'n wêreld kan ek nie oorleef nie. Jy plaas soms net die koerant links en sê, maar hier is God se goeie nuus, en aan die einde van die dag spreek die slegte nuus nie die laaste woord nie. God se goeie nuus spreek die eerste en die laaste woord. Hy's die Alfa en die Omega. Vertrou hom, hy wil met jou op weg gaan.